Welkom by Môre onder die soeklig, jou 5 minute afspraak met die toekoms. Vandag kyk ons na 'n ongewone bron van moontlike gesondheid, die luislang. Ja, regtig, die luislang. Daar is 'n stil maar betekenisvolle verskywing aan die gang in hoe ons oor ons menslike liggaam dink. Verlang het ons probeer om biologie te verstaan, om dit te beskryf, te meet, te klassifiseer. Maar nou beweeg ons na iets nuuts, om biologie doelbewus te herontwerp. En ironies genoeg kom van die meeste belovende leidrade nie uit die mens self nie, maar uit die uiterstes van die natuur. Navorsers het onlangs by die Universiteit van Colorado in Boulder ontdek dat 'n spesifieke verbinding in luislangbloed eetlus kan onderdruk, sonder sommige van die onaangename neeweffekte wat ons tans met die huidige gewigsverliesmedisyne sien. Dis nie net 'n interessante feit nie, dis 'n sein dat die natuur dalk reeds oplossings ontwikkel het vir probleme waarmee ons nog sukkel. Dink net vir 'n oomblik aan hoe 'n luislang leef. Na 'n groot maaltyd kan sy metabolisme dramaties versnel, organe vergroot, vertering skiet die hoogte in, en dan vir maande kan die dier weer vas, sonder om spiermassa te verloor of sy gesondheid in te boet. Dit is 'n metaboliese superkrag. En ergens in daardie proses lê biochemiese triks wat oor die miljoene jare verfyn is. Tot nou toe het die meeste mediese navorsing gefokus op die gemiddelde, muise, rotte, selkulture. Modelle wat nuttig is, maar beperk is. Wat nou verander is die fokus op uitsonderings, op organismes wat dinge regkry wat vir ons onmoontlik lyk. Dis amper soos om nie meer net na gewone motors te kyk om beter engines te bou nie, maar na Formule 1 wedrenmotors. Ons het al gesien hoe kragtig hierdie benadering kan wees. Gewilde middels vir gewigsverlies, soos die wat vandag in die wêreldwyd gebruik word, het al oorsprong in 'n hormoon wat in die gif van 'n reptiel gevind is. Wat eers 'n biologiese nuuskierigheid was, het 'n multimiljard bedryf geword. Maar hierdie middels is nie perfek nie. Baie mense ervaar naarheid, spierverlies en hou eenvoudig op om dit te gebruik. Hier is waar die luislang weer inkom. Die nuwe molekuule wat ondersoek word, dui op 'n volgende generasie behandeling, een wat nie net die eetlus onderdruk nie, maar terselfdertyd help om energie en spiermassa te behou. Met ander woorde, iets wat meer in lyn is met hoe die liggaam natuurlik funksioneer. Wat hierdie oomblik besonders maak, is nie net die ontdekking self nie, maar die tegnologie wat dit moontlik maak. Vandag kan wetenskaplikes honderde chemiese verbindings in bloed ontleed met ongelooflike presisie. Kunsmatige intelligensie help om patrone te identifiseer wat vroeër onsigbaar was. En met sintetiese biologie kan ons hierdie verbindings herskep en selfs verbeter. Dit beteken dat ons nie meer net passiewe waarnemers van die natuur is nie. Ons word medeskeppers, ons leer by die natuur en begin daarop voortbou. Maar die implikasies strek baie verder as gewigsverlies. Dieselfde metaboliese prosesse wat eetlus beheer, speel 'n rol in veroudering, energievlakke en spierbehoud. Neem byvoorbeeld sarkopenie, die verlies aan spiermassa soos ons ouer word. Dit is 'n stille, maar ook 'n groot probleem wêreldwyd en daar's min effektiewe behandelings. As hierdie nuwe tipe verbindings werklik spiere kan beskerm, terwyl hulle metabolisme reguleer, kan dit verander oor hoe ons oor veroudering dink. Nie net langer lewe nie, maar ook langer sterk bly. As ons vorentoe kyk, begin 'n prentjie vorm van 'n baie meer presiese, gepersonaliseerde vorm van medisyne. Dink aan behandelings wat aangepas word vir jou unieke metabolisme, selfs jou darmbakterieë. In die toekoms kan ons dalk mikrobes hê wat in ons liggame leef en voortdurend ons honger, energie en gewig help reguleer. En as ons nog verder droom, stel jou voor draagbare toestelle wat jou biochemie in reële tyd monitor en outomaties klein aanpassings maak deur medisyne of gemanipuleerde mikrobes om jou liggaam in balans te hou. Honger word nie meer iets wat jou oorval nie, maar iets wat fyn ingestel kan word. Maar soos altyd bring nuwe moontlikhede nuwe vrae. As ons metabolisme kan beheer, waar trek ons die lyn tussen behandeling en verbetering? Word dit iets net vir die siekes of ook vir die gesondes wat wil optimaliseer? En wie kry toegang?
Ons weet reeds dat nuwe medisyne dikwels eers in klein, welgestelde groepe beskikbaar is. Daar is ook risiko's. Die menslike liggaam is 'n komplekse stelsel waar alles met alles verbind is. Om een deel te verander kan onverwagse gevolge hê. Wat gebeur oor 10 of 20 jaar? En dan is daar ook nog die breë impak. As mense minder eet omdat hulle eenvoudig nie honger voel nie, wat beteken dit vir die voedselbedryf, vir die landbou? Selfs vir werk, as mense gesonder en energiek bly verlanger, verander dit oor hoe ons oor produktiwiteit en aftrede dink. Vir die wegneem-idee. Wat hierdie verhaal van die leislang vir ons wys, is iets groters as net nuwe medisyne. Dit wys vir ons dat die toekoms van gesondheid nie net in hospitale en laboratoriums lê nie, maar ook in die biodiversiteit van ons planeet self. Die natuur is nie net iets wat ons moet beskerm nie. Dit is ook 'n biblioteek vol oplossings wat ons nog skaars begin lees het. En dalk en net dalk lê die sleutel tot die gesonder mensdom in die bloed van 'n dier wat stil in die skadu's lê en wag. Tot volgende keer. Bly nuuskierig.